My naam is Claudia de Sa, van die Hoërskool Wonderboom Graad 8, Gauteng, Pretoria. My onderwerp is meelsteen. Verwyder die meelsteen wat jou deurmekaar maal. Geagte voorsitter, as ons nie soos die grafsteensangers wil wees nie, dan sal ons die meelstene moet verwyder wat besig is om ons deurmekaar te maal. Dames en here, die jeug van vandag word misleidend gemaal met soveel meelstene en elke een van hulle erodeer jou siel. In die moderne era eet die samelewing mos alles vir soetkoek op, want die ritme van die musiek loop so stroop. Sosiale media is die norm. Rolmodelle is die toonbeeld van roem en rykdom. Eerstens is die doef te lekker en almal sing saam. Wanneer ons die dag besef dat ritme net die lokmiddel is, dan sal jy hierna die meelstene se doefpoef wil elimineer. Die spesialis op neuroplastisiteit, Dr. Joseph Murphy, skryf die artikel Why Your Subconscious Mind is Ridiculously Powerful op 4 September 2020 vir Beth Kendall se webtuiste. Hy sê dat die onderbewussyn miljoene kere kragtiger is as die bewuste verstand en het nie 'n filter om tussen reg en verkeerd te onderskei nie. Die meeste van ons besluite, optredes, emosies en gedrag gebeur onbewustelik en outomaties. Die onderbewussyn trek dus 95% van die menslike gedrag en slegs 5% van jou bewuste aktiwiteit word gebruik in die dag. Jou onderbewussyn trek dus 95% van die tydtoutjies in jou lewe, deur alles wat jy daarin bewustelik en onbewustelik gestoor het. Ek stem hiermee saam, want in die lied Wie soek pille vir Kersfees deur die heuwels fantasties, sing almal lekker saam en bedink nie eens waarom soveel tieners hul gekerfde senuwees met pille wil ontsnap nie. Verwyder die meelsteen musiek wat pille touwtjies gaan trek as die angs te hoog raak in jou lewe. Tweedens is sosiale media die norm en niks is daarmee verkeerd nie. Die vraag is, watter gewoontes en negativiteit maal hierdie meelsteen in jou onderbewussyn? Die joernalis Marietta Botes skryf die artikel Sosiale media wikkel uit die web van negativiteit op 14 April 2020 vir Netwerk 24 se webtuiste. Sy sê, sosiale media ontlok baie emosies, soos angs en depressie. Slaapsteurings en swak liggaamsbeeld word ook hierdeur beïnvloed. Die joernalis Kim Abrams skryf ook die artikel Hoe sosiale media jou beheer. Dis wat jy daaraan kan doen op 9 Oktober 2020 vir Netwerk 24 se webtuiste. Hy sê dat die groot name van Silicon Valley presies weet hoe om jou vasgenol te hou deur die voorkeure wat jy onwetend met klikke en duimpies verklap. Hulle sal alles doen om jou aanlyn te hou, selfs al is dit deur valse inligting. Ek stem saam met beide bronne. Vermy die meelsteen wat jou eie sielkunde teen jou gebruik. Dit maak jou nie slimmer nie, want slim vang sy baas in hierdie geval. Derdens word rolmodelle deur roem en rykdom vereer en niemand sien die meelstene waarmee hulle die jeug maal nie. Die opvoedkundige sielkunde Dr. Janette Klerk-Luttag skryf die artikel Die jeug se waardes op 4 Mei 2017 vir Marula Media se webtuiste. Sy sê dat insiggewende faktore wat 'n land suksesvol maak, is meer positiewe rolmodelle in ons jeug se lewens. Daar is 'n behoefte aan sportmanne en vroue sonder voete van klei, sangers en akteurs met nie net talent nie,
maar ook karakter. Onderwysers met morele waardes en politici met integriteit. Ek stem hiermee saam, want in Heuwels fantastiese gedig, Stilte, beaam hy die mengelmoes van verkeerde rolmodelle. Ons is strokiesprentelde, polderops, seuns en dogters. Ons is miljonêers en presidente, rockers en rugbyspelers, gelowiges en besetenis. Ons volk is moreel oor die jare gemaal van volksmoeders soos Rachel Isabella Stein van die Voortrekker Monument tot by Volkhof Polisiekar weens verkeerde rolmodelle. Dames en here, ek sluit af met die volgende. Sekerlik sal julle nou saamstem dat ons nie is wat ons dink ons is nie, maar ons is soos die meelseun wat ons toelaat. Musiek gaan nie net oor die doef nie, maar oor die doefpoef wat jou onderbewussyn jou later met pille gaan voer. Hoewel sosiale media die norm is, moet ons hierdie meelseun verwyder wat angs en depressie in jou kop maal met jou eie sielkunde. Rolmodelle se roem en rykdom is die morele standaarde verlaag tot by Volkhof Polisiekar en ons laat dit toe. Die grafsteensangers word nie vir niets so genoem nie. Dis deur meelstene van sosiale media wat ons angstig gevange hou. Musiek wat pille vir die gekerfde senuwees voorstel, dat ons rolmodelle soos Snotkop en Volkhof Polisiekar vereer. Dit het tyd geword om die koring van die kaf te skei. Verwyder negatiewe meelstene as jy nie wil hê dat grafsteensangers 95% van jou lewensbestaan se touwtjies moet trek nie.